is Gesang 169 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 23, verse 1 en 2.
Gemeente, kom ons bely ons geloof met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Kom ons sing gesang 284, verse 1, 2 en 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom uit 2 gedeeltes uit die Nuwe Testament. Die eerste uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 24 vanaf vers 29 tot 31. En die tweede gedeelte, die baie bekende gedeelte uit die boek Openbaring, hoofstuk 21, vers 1 tot 8. Kort na die verdrukking van daardie tyd, sal die son verduister word. Die maan sal nie skyn nie, die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom, met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink, en hy sal sy engele uitstuur, om sy uitverkorenes bymekaar te maak, uit die 4 windstreke,
van elke uithoek van die aarde af. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn. En die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit: Kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy: Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my: Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, U trou staan vas. Al stel ons U te leer. U koninkryk is baie meer as wat ons kan bedink of voor kan bid. Dit sien ons en hoor ons as U woord die lewe van U seun aan ons voorhou. Hy kom in sy almag na hierdie wêreld en hy bring die swaard van U waarheid om die bose te verdelg. Maar hy kom aan ons, U kinders,
die tyd van die nuwe hemel en aarde te bring. Ons dank U dat U Gees teen ons natuur in geloof in Jesus Christus in ons harte bring. Geloof wat ons deur hierdie lewe dra. En geloof wat ons vandag al iets van U nuwe hemel en aarde laat smaak. Ons bid U goeie Heer, gee tog dat U Gees nooit hom van ons sal losmaak nie. En dat hy geloof op ons harte sal bly druk. Ook wanneer alles om ons so te vergeefs lyk. Ons bid vir U kerk in ons land. Ons bid vir U kerk reg oor die wêreld. Sien tog, Here, hoe die bose van homself meester van ons en oor ons wil maak. Skenk aan ons U goddelike beskerming. Skenk aan ons onwrikbare harte, om nie in die versoekings van die bose te val nie. Skenk aan ons onwrikbare harte, om U nooit te verloon nie. Nie in ons erediens nie, en ook nie waar ons op straat gaan nie. Laat U Gees ons so lei, dat U naam in ons lewe geheilig sal word. Laat U wil in ons lewe geskied, en laat U koninkryk in sy volheid tog gou kom. Here ons God, hoor tog ons bede en vergewe ons sonde. Hoor tog ons bede, want ons staan voor U in die naam van ons Here, Jesus Christus. En saam met openbaring bid ons. Kom Here Jesus, kom tog gou. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 570, die eerste en die tweede strofe. Al verander alles op aarde, U verbond hou ewig stand. Ewig rus ons in U vrede, veilig in U vaderhand.
Die antieke mens het uit die aard van die saak nie soos ons vandag horlosies gehad waarmee hulle die tyd afgemeet het nie. Die doodgewone man op straat het maar na die son gekyk. En so het die son maar die doodgewone man op straat of op die land sy dag bepaal. So word gepraat van sonsopkoms in die evangelie en word gepraat van die sonsondergang. En dit was maar die tyd wat die gemiddelde man gebruik het om sy dag mee in te rig. Waar die antieke mens tog probeer het om die tyd meer noukeurig te meet, dan merk 'n mens ook op dat verskillende volke het verskillende maniere gebruik. En wat baie belangrik is vir die Nuwe Testament, kom 'n mens nie altyd baie mooi agter of wanneer in die Nuwe Testament na 'n tyd verwys word, die 9de uur in die oggend, of die evangelis verwys na die Romeinse tyd en of hy verwys na die Joodse tyd nie. Die Romeine het soos ons vandag hulle tyd begin meet, hulle dae gemeet, van in die middel van die nag, 12 uur, begin die volgende dag. Die Jode weer het wanneer byvoorbeeld die son vanaand op die horison verdwyn, dan begin die Jode se volgende dag. Met ander woorde, vanaand die oomblik as die son sak, dan begin maandag vir die Jode. Dis hoe hulle tye ingereël het. Dis hoekom as 'n mens byvoorbeeld ook kyk na die skepingsverhaal, daar staan, en dit was aand, en dit was môre, die volgende dag. Vanaand as die son sak, begin die volgende dag. Nou lees ons in die evangelies, daar word verwys na die 9de uur, maar ons weet nie noodwendig, is dit nou volgens die Joodse indeling en of die Romeinse nie. Hoe ook al sy, daarom lees ons ook in die evangelies net van sonsopkom, sonsondergang. Soms sal 'n evangelis iets by sê, en dan is dit van belang. Hy sal byvoorbeeld sê, vroeg in die oggend, net voordat die son opgekom het. En dan moet ons baie mooi gaan kyk, hoekom het die evangelis dit so beskryf. So was daar natuurlik ook in die tyd van Jesus geen jaarkalender soos ons dit vandag het nie. Die Jode het 'n kalender gehad wat hulle in 12 maande verdeel het. Die praktiese daarvan was, as gevolg van hulle landbou, om seker te maak op sekere tye van die jaar, begin hulle om te plant, en daarna om te oes, maar die belangrikste van hulle kalender was om hulle godsdienstige feesdae op die regte tye te hou. Dit was vir hulle van kardinale belang. En so het hulle ook terloops,
het hulle gekyk na die son, dag en nag eweninge. En daarvolgens die jaar wat voorlê, se feestydde bepaal. Miskien net vir interessantheid, een van hierdie gebruike het deurgeloop tot vandag. U sal opmerk dat ons nie presies elke jaar Paasfees op dieselfde datum vier nie. En dit is 'n uitloopsel daarvan dat feesdae bepaal is volgens die son, die dag en nag eweninge. Een jaar is Paasfees omtrent hier teen die einde van Maart. Die volgende jaar, soos hierdie jaar, so in die middel, net na die middel van April. Dit is van geen belang nie, is net 'n voorbeeld van hoe dat die gebruike in daardie tyd om tye te bepaal, een van die gebruike word tot vandag gehandhaaf. Dit het geen betekenis nie. En terwyl hulle ook geen kalender gehad het nie, daarom lees ons ook nie die datums waarin Jesus Christus tydens sy optrede sekere dinge gedoen het nie. In die evangelie lees ons op 'n dag, een dag, toe het, en gee vir ons eintlik geen tydsaanduiding nie, terwyl ons moderne mense eintlik graag spesifieke tye wil hê. Ons het oorlosies, ons reël met mekaar afsprake vir 9:30, 9:15. Daardie mense het dit nie gedoen nie. En ook nie 'n kalender om dan sekere dae uit te wys nie. Dan gaan ons na die volgende saak toe. Ons deel tyd gewoonlik in 3 dele. Ons praat van die verlede, en ons praat van die hede, en ons praat van die toekoms. Die mense in die tyd van die Bybel het hoofsaaklik van dag tot dag geleef. Elke dag het hy sy werk gaan doen, het sy as pottebakker of as boer, maar so het hulle van dag tot dag geleef. Die toekoms was nie vir hulle van belang nie. Maar terwyl hulle so van dag tot dag geleef het, was die verlede vir hulle van uiterste belang. En daarom ook dat hulle godsdienstige feeste het almal teruggekyk na die wonderlike dade wat God in die verlede aan hulle voorouers gedoen het. En is die hoop vir vandag dat God net soos in die verlede vandag na sy kinders sal kyk. Ons is mense wat eintlik anders, hoofsaaklik, meer toekomsgerig is. As ons vanmiddag by die huis kom, net om 'n eenvoudige voorbeeld te gebruik, dan begin ons reëlings tref vir die week wat voorlê. Wanneer moet die kinders waar wees? Wanneer is my afspraak by die dokter? En so leef ons eintlik, sonder dat ons daaroor dink, baie meer op die toekoms gerig. En so neem ons ook byvoorbeeld pensioenfondse uit, want ons dink vir die dag as ons oud is en nie meer kan werk nie. Die gemiddelde man op straat in die tyd van die Bybel het nie so met die tyd omgegaan nie. Die toekoms was vir hulle nie van
belang nie. En nou gaan u sê, maar as ons deur die Bybel blaai, lees ons op baie plekke van die toekoms. En dan moet u baie mooi gaan kyk. Wie het die saak van die toekoms in die wêreld van die gewone man op straat in die tyd van die Bybel gebring? Dit was in die eerste plek die profete. Die profete het gepraat oor die toekoms, en die profete het begin praat oor die Messias wat in die toekoms sy opwagting gaan maak. En kyk ons na die evangelie, dan sien ons dat die evangelie ons aandag rig op die toekoms, anders as hoe ons oor die toekoms dink van pensioenfondse en al die tipe van dinge, maar dis die evangelie wat die toekoms in ons lewe bring, naamlik die groot dag wanneer die Here weer kom. Profete en die evangelie het die toekoms in doodgewone mense se lewens ingebring. Maar goed, ons kyk oor hoe het hulle die tyd bepaal. Hulle sou, soos ons voorouers gepraat het, die jaar van die groot depressie, die jaar van die groot griep, lees ons in die evangelie in die jaar, in die tyd toe koning Herodes koning van Judea was. So het hulle sekere merke in die tyd gehad, om darm vir hulle bietjie 'n perspektief te gee oor wanneer wat gebeur het. En dan kom ons by die laaste punt, sekerlik die belangrikste. 'n Persoon se status en aansien het die regte tyd bepaal. Kom ons kyk na die gelykenis van die 10 maagde. Die bruidegom het vir die bruid volgens gebruik van die dag laat weet dat hy kom met sonsondergang. Vir haar het dit beteken, vandat die son ondergegaan het, tot en met voorslapenstyd sou hy kom. En anders as vandag was in daardie tyd die bruidegom die belangrike persoon met 'n huweliksbevestiging. Vandag gaan al die aandag om die bruid. In daardie tyd was al die aandag toegespits op die bruidegom. En as ons dan die gelykenis gaan lees en ons sien, maar die bruidegom het getalm, dan moet ons in daardie skrifgedeelte gaan kyk, hoekom het die bruidegom so lank getalm. Ons kyk nie nou daaroor nie. Die punt is, iemand van status, in hierdie geval is dit nou die bruidegom, wanneer hy opdaag, dan is dit die regte tyd. Niemand wat wag vir die bruidegom staan op hulle horlosies en kyk en sê hy's laat nie. Wanneer hy kom, dan is dit die regte tyd.
En net so dit natuurlik met die konings ook gegeld, maar uiteindelik, wie is die wese wat die regte tyd vir ons bepaal? God. Wanneer God kom, wanneer God se seun self God kom, dan is dit die regte tyd. En so kom ons by die belangrikste tyd, die wederkoms. En nou is daar mense wat allerhande berekeninge maak, op grond van wat hulle in die Bybel lees, allerhande berekeninge maak om uit te werk, wanneer gaan ons hierdie laaste dag te wag te wees. Dit beteken niks. Wanneer God besluit, wanneer Jesus Christus besluit om weer te kom, is dit die regte tyd. En nou blaai ons na Openbaring. Kort woord oor Openbaring vooraf. As 'n mens Openbaring net deurblaai, dan sien 'n mens dat feitelik die hele boek ingedeel is in temas, waarin die getal 7 'n belangrike rol speel. Ons lees van die 7 seels van die boekrol wat die Seun van God oopgemaak het. Ons lees van die 7 trompette en ons lees van die 7 bakke. Dis ooglopend. Maar daar is ook ander indelings in Openbaring wat nie ooglopend is nie. Maar as 'n mens mooi daarna gaan kyk, dan sal 'n mens byvoorbeeld, om een voorbeeld te noem, sien dat Openbaring kan ook in 3 dele verdeel word. Die eerste gedeelte vanaf hoofstuk 1 tot 3 vertel vir ons van God, Jesus Christus, wat by sy kerk teenwoordig is. En daarna volg die volgende deel, dat terwyl God Jesus Christus by sy kerk is en hulle vashou, begin God se oordeel oor die goddelose wêreld. Maar as jy dit mooi gaan lees, terwyl God se oordeel werklikheid word, telkens word dit onderbreek wanneer God geleentheid gee dat mense tot bekering kom. En dan kom ons by die 3de gedeelte waarvan ons skrifgedeelte 'n deel is, die laaste dag. Toe die nuwe Jerusalem neerdal. So, hoofsaaklik sien ons hierdie 7 indeling. Maar 'n ander indeling, wat nie so ooglopend is nie, is 7 dae. Kyk ons aan die begin van Openbaring, waar Jesus Christus, soos dit in 'n visioen aan ons beskryf is, waarin Jesus Christus by sy kerk is, wat is die oorgrootte tema? Die lig wat uit Jesus Christus straal. 'n baie groter lig as wat die son kan gee.
En dan word na die kerk, word na die gemeentes, die 7 gemeentes verwys as die herders wat sterre is, lig gee, en die gemeente self wat as kandelare by hulle het, wat lig gee. Wat het God op die eerste dag in Genesis geskep? God se eerste woorde was, laat daar lig wees. U sien die ooreenkoms. En hierop, as 'n mens Openbaring verder lees, word vir ons eers vertel hoe die hemel lyk. En dan word vir ons vertel van die aarde, soos wat die seels oopgebreek word. Eers word vertel van die hemel en dan van die aarde. Wat het God op die 2de en 3de dag geskep? God het hemel en aarde geskep. Daar was hierdie koepel wat God geskep het, die waters bo die hemel gewelf en die waters in die grond onder, en God het die grond en die water van mekaar geskei, en God het die grond aarde genoem, en God het die water see genoem. En so lees ons verder in Openbaring, met God se oordeel het dit selfs die plante, die see en die diere ryk getref. In Openbaring, in Genesis skep God. Hier in Openbaring begin God se oordeel oor dit alles. En soos wat 'n mens lees, word hierdie oordeel al hoe groter en meer intensief. En net so word daar verwys na die son en die maan, die dier uit die see, die dier uit die aarde, wat alles te doen het met God se oordeel. Onthou, die son en die maan is eers op die 4de dag geskep. In Openbaring begin God die skynsel van die son en die skynsel van die maan al hoe minder te maak. En kyk 'n mens so na Openbaring en na die skepingsverhaal in Genesis, sien 'n mens iets soos 'n spieelbeeld van hierdie 7-daagse week. Dan kom ons by die 7de dag. En dit het ons vanoggend gelees. Ek sien 'n nuwe hemel en aarde. Die heilige stad wat uit die hemel neerdaal. En as u verder lees, gaan u opmerk, daar was nie meer 'n son, 'n maan en natuurlik ook die see nie. Hoekom nie? Want God self, sy heerlikheid, sal lig gee aan Jerusalem, of dan aan die nuwe hemel en die nuwe aarde. En so het ons begin terugloop tot by die eerste dag van die skepping, toe God gesê het, laat daar lig wees. Kom ons kom terug na vandag toe. Ons leef eintlik ook maar van dag tot dag. In sekere opsigte is die verlede vir ons belangrik.
Ons het ook in ons volk 'n dag, veral een dag, gelofte dag wat ons vier en terugdink aan die verlede. En baie goeders in die evangelie ook, dit het al gebeur. Daar's 'n verskil. Wanneer ons doop en terugdink aan die kruisdood van Jesus Christus 2000 jaar terug, as ons by die nagmaaltafel aansit en ons dink terug aan 2000 jaar gelede, dan kom God die Heilige Gees en hy maak daardie verlede vandag, nou. En daarmee vestig hy ons geloof op die toekoms, wanneer die Here weer kom. Ons leef van dag tot dag, en wat tref ons? Al die ellende van hierdie wêreld en hierdie lewe. Of ons jong of oud is, ons almal gaan mank aan hierdie stikkende aarde. Maar terwyl dit gebeur, sê die evangelie in Openbaring vir ons, terwyl dit gebeur, onthou, ons leef in God se tyd. Ons leef in God se week. Ja, ons weet nie vandag of ons nou by Woensdag of Donderdag trek nie, maar die hoop en alles wat ons moet gee is die wete, terwyl ons van dag tot dag leef en saam met Openbaring bid, kom Here Jesus, kom tog gou, leef ons in God se week. En daarom is ons nie alleen nie. Want die Here Jesus het met sy koms sy koninkryk tot by ons gebring. En hierdie koninkryk sal ons in sy volheid beleef wanneer God die regte tyd bepaal. Broeders en susters, op verskeie vlakke gaan dit met ons volk nie goed nie. Op verskeie vlakke gaan dit met ons almal nie goed nie. Want soos ons hier by mekaar is daar by ons almal hierdie vraag, het ons 'n toekoms, gaan ons oorleef? Terwyl ons met die vraag worstel, sê die evangelie vir ons leef in God se week. Hou aan die Here Jesus Christus alleen vas. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Ons sing ten slotte 2 gesange. Die eerste is gesang 511 en daarna gesang 514 by beide al 2 strofes.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.